Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here erg dankbaar dat ons uitgespaar is. Ons vertrou dat dit goed gaan met u en u geliefdes en dat u ook met 'n lied in die hart opgestaan het omdat u weet en ons hierdie wonderlike waarborg uit God se woord het dat hy op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van sy voete. Hy is die God van die nabye. Hy rig ons voetstap op hierdie weg van geregtigheid. En die Bybel leer vir ons al gaan ons ook deur die dal van doodskade, ons hoef nie te vrees nie, want die Here is by ons. Ons eer die Here ook vir sy goedheid en guns deur nog 'n onbekende nag. En ek wil u vanmôre groet met die woorde van Halleluja lied 4. Pragtige woorde wat sê, U o Skepper, loof ons bly. In ons leed is U naby. Deur die krag is ons gemaak. Deur die sorg word ons bewaak. U gee ons U eie seun en U gees tot troos en steun. God van liefde en van genade slaan ons uit die hemel gade. 'n Baie besondere lied wat vir ons verseker van God se nabyheid ook in ons tye van leed. Dit waarborg ons dat God ons ook sal bewaak en sal versorg en sal dra tot ons daardie dag in sy heerlikheid hom sal sien soos hy is. Daarom skep moed, hou vas aan hierdie onwankelbare beloftes en weet dat die Here die God van die hemel en aarde, die God van die nabye is. En hy sê vir ons, hy sal ons veilig in sy heerlikheid aanbring. Nou ons gaan vanmôre aangaan met ons reeks boodskappe vanuit die boek Spreuke. Nou vriende, ons gaan vanmôre stil staan by Spreuke 25 vers 8 tot 12. U sal onthou, ek het vir u gesê dat hierdie Spreuke van hoofstuk 25 af Spreuke is wat die skrifgeleerders van koning Hizkia opgeteken het, wat voor die koning gedien het as raadgewers en om hom rigting te gee in sy koninkryk, in die bestuur van sy koninkryk en in die neem van sy besluite. En hier is baie besondere waarhede opgeteken. Ons het reeds na 'n paar van dit gekyk. Kom ons hoor vanmôre wat sê die Here vir ons in sy wonderlike woord daar in Spreuke 25. Ons gaan die 8ste tot die 10de vers saam lees, want hierdie 3 verse hoort saam, en dan vers 11 en vers 12. So kom ons lees wat sê vers 8. Daar staan, gaan nie haastig uit om te twis nie. Anders, wat sal jy ten slotte doen as jou naaste jou in die skande steek? Dis 'n vraag wat gevra word en wat ons gaan poog om te beantwoord. Vers 9 sê, verdedig jou saak teen jou naaste, maar openbaar ander se geheim nie, sodat een wat dit hoor jou nie beskimp en jou slegte gerig nie ophou nie. Nou vriende, die vraag is, wat beteken hierdie verse? En ek dink as ons dit lees, is daar 'n goeie afleiding wat ons kan maak. Maar die eenvoudige waarheid hier is, moenie iemand haastig aankla of voor die reg sleep nie. Maak jy seker van al jou feite, dat jy nie met 'n rooi gesig wegstap, wanneer al die feite op die tafel gebring word, en jy miskien ook as skuldige na vore kom nie. Jy sien, dit is baie beter, en dit is wat die waarheid van die woord vir ons telke male leer. Dit is baie beter om 'n saak tussen mekaar op te los, as om 'n ander een na die reg te sleep. Nou as ons gaan kyk na Amerika en ook die trend in Suid-Afrika wat nou besig is om pos te vat, lyk dit of mense 'n oorvloed van geld het, want almal sleep almal hof toe. Almal het een of ander geskil met die ander ene, die buurman, pa, ma, kinders, familie, vriende, kerkmense, lyk my almal hardloop na die hof om sekere sake daar te beslis, terwyl die Bybel vir ons leer dat ons die Here ons God moet lief hê met ons hele hart, ons naaste soos onsself. En een van die eerste beginsels by jou naastes, probeer om 'n saak op te los in die privaatheid van 'n sitkamer, of miskien wanneer jy gesels oor 'n koppie koffie, probeer die saak besleg, probeer die saak uitpraat, sodat die ding nie by die hof draai en na al die feite ingewin is, jy as die ou wat aankla, later as die beskuldigde na vore kom, as die een wat eintlik skuldig is en op die einde van die dag met 'n rooi gesig moet wegstap nie. Onthou, wanneer 'n saak na die hof gaan, is daar baie vrae wat gevra word, baie ondersoeke wat gedoen word, baie onderhoude wat gevoer word, en later, en dikwels gebeur dit, dat die persoon wat die ander een aangeklaag het, eintlik as die beskuldigde moet uitstap, die een wat skuldig is aan die oortreding waarvan hy die ander een aangekla het. Onthou, wanneer daar 'n saak is wat voor die hof dien, en ons praat nou nie, vriende, van groot goed soos moord en doodslag en daardie dinge nie. Ons praat van hierdie klein jakkelsies wat gesinne vernietig en mense se lewens verongeluk. 9 uit die 10 keer is albei partye skuldig. Party miskien 70% en ander 31%, maar almal is skuldig. En daarom baie belangrik, hierdie verse leer vir ons een groot waarheid. Moenie te gou na die reg gaan met 'n ander een nie. Moenie te gou 'n aanklag teenoor 'n ander een lewer nie, of maak nie. Moenie te gou driftig raak in jou woede en oorhaastig in jou optrede en begin twis en begin beklei en later dinge doen en jy rooi gesig moet wegstap en eintlik in die skande kom nie.
Daarom is belangrik, die Bybel sê vir ons, dat ons gees moet beheer, dat ons nie hastig moet omgaan met twis en met stryery en met bekleiery nie, maar dat ons as kinders van die Here, en hier in besonder praat die Bybel met God se kinders, dat ons 'n sagte gees sal hê, wat eerder die minste sal wees, en die Here sal vra om self te besleg oor 'n saak, wat miskien op die tafel is. Nou kom vers 11 en 12 en sê, goue appels op versierde silverborde is soos 'n woord op sy tyd gespreek. 'n Wyse bestrawwer by 'n oor wat luister is 'n goue ring en 'n goue sieraad. Hier eenvoudig sien ons 'n mooi versiering. Goue appels op 'n silverbord. Ek dink dit moet 'n mooi versiering wees. In die tyd van die volk was die konings dan ook mense wat baie wella was, en hierdie was heel moontlik versierings in hulle paleise gewees. En nou sê Salomo in sy spreuke, hy sê, goue appels op versierde silverborde, soos 'n woord op sy tyd gespreek. 'n Regte woord op die regte tyd, vriende, is 'n lafenis vir die siel. Dit is soos medisyne vir 'n siek mens. Dit is soos salf vir 'n wond. En daarom is belangrik dat ons woorde altyd sal weeg. Vir die Here sal vra om die regte woord op die regte tyd te spreek. En hierdie regte woorde kan selfs 'n waarskuwing of 'n bestraffing wees. Want vers 12 sê, 'n wyse bestraffer by 'n oor wat luister is 'n goue ring en 'n goue sieraad. Soms is dit nodig om iemand te bestraf in liefde, om iemand terecht te wys met die gesindheid van nederigheid, dat ek sal waak dat ek nie self sal val nie. En daarom, vriende, is dit belangrik dat ons sal sien, telke male word dit in die woord van die Here herhaal. Kom ek lees vir u 'n vers of 2 daaroor. As u kan herinner, het ons gelees daar in Spreuke 15 vers 23. 'n Man het blydskap in die regte antwoord van sy mond, en hoe goed is 'n woord op sy tyd. Dis my so kosbaar, want u sien, kinders van die Here kan woorde van stigting en woorde van blydskap en woorde van vreugde en van teregwysing gee, omdat dit vanuit God se woord dan gegee word. U sien, God se woord is ons basis, en vanuit sy woord veroordeel ons die mense nie, maar ons praat met hulle ten einde hulle op te tel, op te lig, om hulle nader te trek aan die Here. Daar in Spreuke 24:26 lees ons, hy wat regte antwoorde gee, soen die lippe. So mooi beskrywende vers daardie. Wanneer ons die regte antwoord gee, is dit juis 'n lafenis vir die siel wat dit aanhoor. Daarom hierdie paar verse eenvoudig, dat ons nie hastig sal omgaan met twis nie, dat ons sal weet 'n woord op die regte tyd is soos hierdie baie mooi versiering van goue appels op silverborde. Dit is soos 'n goue ring wat iemand dra, wat mooi is, wat almal na kyk. Dit is soos 'n goue sieraad, soos hierdie halssnoer wat iemand dra. En daarom besef dat jou my woorde belangrik is. Gebruik dit spaarsamig, gebruik dit reg, op die regte tyd, gebruik dit tot heling van ander mense. En ag vriende, as dit tot bestraffing dien, mag dit wees met die liefde van die Here, sodat dit tot opbouing kan dien van die siel. Mag die Here u seën, mag hy vir ons wysheid gee, en mag ons hom verheerlik in alles. Groete vir u, en 'n mooi dagie verder. Tada.